Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vandag het om ook u opstanding te kan vier. Here Jesus, dankie dat u lig skyn in die duisternis en dat die duisternis met alle mag wat dit probeer het, die lig nie kon uitdoof nie. Here, dankie dat ons vanmôre mekaar kan sien, mekaar kan loof, saam met mekaar kan loof, saam met mekaar u naam kan prys. Dankie dat ons as verlostes hier vandag kan sit, as vrygespreektes, en dankie vir die nuwe lewe wat u vir ons elkeen gee. Here, ons vra vanmôre dat u ons gedagtes sal oopmaak en ons harte sal oopmaak, sodat ons ook u woord sal hoor en daarna sal luister en dat dit ook in ons harte sal leef en sal verander. Amen. Goed julle, wat 'n wonderlike dag is dit nie vandag hier. Dit is baie lekker om julle so te sien. So ek check maar 'n bietjie, hy ring bietjie. Ek het nou toe ek ingehardloop het en 'n paar goeders gedoen het ek vergeet om my water uit die yskas uit te haal. So ek gaan 'n slukkie koffie vat. Nie omdat ek 'n hip and happening dominee is wat in koffieshops is heeldag nie, maar omdat ek vergeet het van water, ek net ietsie wil hê. Dit is baie lekker. Dalk moet ek dit meer doen. Weet julle, so net die ys te breek, ek het iemand geken wat 'n koster is. En die koster en die dominee het altyd gelaik om 'n poets met mekaar te bak. En op die kansels is altyd 'n glas gewees met 'n piering en 'n doilie op. Dat as die dominee die glas neersit, dat dit nie ting nie, maar sag is. Nee, dis hier net seker maar van 'n doilie, nee. En in elk geval, en die dag, en dis 'n glas water natuurlik deurskynend en alles, en die dag toe besluit die koster, sy gaan die dominee 'n poets bak, en sy gooi mampoer in daai glas in. En sy sit en wag. Kyk, en toe daai dominee 'n sluk vat, nee, toe sy asem heeltemal weg. Hy word bloedrooi in die gesig, hy begin sweet. En hy kyk so agter en hy kyk so in die koster se oë in en sy wys net vir hom so, ja. Nou die storie kom want die dominee het eendag vir haar gesê, "Ag ja, wat kan ek vir jou gee om vir jou te sê baie dankie?" Toe sê sy, "'n teks dominee." Julle weet daai teks soos teks chocolates, nê? Nee. Ja. Toe kom die dominee die volgende dag terug en hy gee vir op Psalm 23 vers 1 en sê, "Hier is jou teks." Sy het hom goed teruggekry. Julle, was jy al ooit op 'n plek gewees, nê, waar jong, jy het net gebid en jy het gewens vir 'n uitkoms. Dinge het net nie lekker uitgewerk nie, jy kry iets nie reg nie en jy bid en jy wens, jy sê, "Ag joh, kan iemand my asseblief net kom help? Ek kry nie hierdie ding reg nie." En dan wanneer iemand opdaag en hulle help jou, dan voel dit fantasties en wonderlik. Nou, as kind was dit gewees, jy het jou trui verkeerd aangetrek en jy het jou kop deur die mou gesit en jy probeer uitfigure wat hier gebeur en jy is vasgevang hier binne in jou trui. En later van tyd het dit bietjie meer intens geraak, soos jy wat die donderdag aand besef jy die Vrydag skooltaak om in te handig. En jy gaan jou ma toe sê, "Ma, ek het groot moeilikheid. Ek moet môre 'n taak inhandig van 10 bladsye oor krewe. Kan ma my asseblief help?" Al die ouers wat hier sit, weet presies waarvan ek praat. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, was jy die skuldige een op skool gewees, nê. Nee. Dis nou lekker met Google, maar seuns en dogters die van julle wat gebore is na die tyd van Google, daar was 'n tyd gewees waar jy jou take moes doen uit 'n ensiklopedie uit en uit die prentjies in die huisgenoot. So dit het baie langer gevat. AI het jou nie daar gehelp nie. AI het daai tyd gestaan voor, ai my kind. Kon jy my nie vroeër gesê het nie, nee. En dan later van tyd word dit ook so, miskien is jy iemand wat hou van kook, jy weet, en dan probeer jy hierdie uitdagende resep en jy probeer om dit reg te kry, maar jy het geen idee hoe om dit te doen nie. Jy weet, jy sê, hoe doen ek dit? Hoe vlok ek hoender? En dan kom iemand en dan help hulle jou. Of later van tyd is miskien 'n man moet iets regmaak of iemand moet iets regmaak en jy weet nie wat om te doen nie, dan soek jy uitkoms by iemand. En dan kom iemand daar aan en hulle help jou gou. Hulle wys vir jou wat om te doen en hulle help jou gou reg of hulle help jou met 'n taak te doen. En dan voel dit fantasties, nê. Nee. Jy weet, dit is asof die engele sing, asof hierdie persoon wat aankom 'n glow het om hulle, 'n soet aroma van uitkoms is om hulle en hulle staan daar en hulle sê vir jou, dit is hoe jy dit doen. Kom ek help jou gou. Jo, dan voel mens lekker.
En die heel eerste ding wat jy vir jouself sê is, "Jo, ek hoop nie hierdie mense moet huis toe gaan nie." Want wraggies, as hulle moet huis toe gaan, dan gaan ek weer sukkel. Ek hoop net hulle bly so lank as wat dit moontlik is hier by my, dat as ek weer vasval, ek op hierdie persoon kan staat maak om my dan weer te help. Of dit nou 'n kind was en of dit nou 'n ouer was, daar's altyd in ons lewe 'n tyd wat ons bid vir uitkoms. Partykeer is dit dalk meer intens, nê, waar jy dalk by die siekbed van 'n geliefde is en jy nie verder weet wat meer te doen nie en jy bid vir die Here, Here asseblief skenk vir my 'n uitkoms hier. Here, ek sien dalk nie 'n plan om hierdie reg te kry nie, of die dokters verlof opgee, maar Here, ons weet by U is daar 'n uitkoms. Here, asseblief gee vir my 'n uitkoms. Of dalk het daar in jou lewe dalk 'n groot, hy was dalk in 'n groot panarie gewees, jy weet. En dan bid jy en jy smeek net dat iemand jou moet kom help. En dan wanneer dit gebeur, wanneer iemand opdaag, wanneer daar 'n uitkoms dan kom, dan voel 'n mens sommer net baie ligter. Nou as ek sê ligter, wil ek hê jy moet vir my LIG van lig, die ligdeel moet jy vir my in hoofletters sit, en dis ook het geskryf het. Jy voel verlig, jy voel verligter, en jy voel ligter in jou siel. En dis hoekom jy dan natuurlik nie wil hê dat hierdie persoon moet weggaan nie, want hierdie uitkoms wat dit bied, verander my lewe. Nou, om so 'n bietjie vir julle te gesels en om ons kinders te help om net te verstaan wat beteken dit om uitkoms te kry, wil ek gou 'n kindermoment hierso hê. En ek wil hê iemand moet my gou kom help hiervoor. Wie van julle is slim? Almal met julle hande nou opsteek. Daar sê ek het slim mense. Ja, hier is die kerk. Jy het jou hand opgesteek. Wil jy my gou kom help? Wil jy gou kom? Dis hy. Ja, ek gaan sommer 'n kind vra gou, maar jy kan ook probeer. Kom gou. Kom hierso. Laat ons kyk as hy dit nie reg kry nie, dan kan jy die uitkoms wees vir hom. Alright. Goed, al wat jy moet doen is jy moet hierdie pennetjie uitkry. Hy moet loskom, daai pennetjie moet loskom. Jy mag nie 'n grinder gebruik nie. Hoe lyk dit vir jou? Jy staan hier, dit is kyk of jy dit kan regkry. Ken jy hom? Hy ken hom. Okay. Nee, dan gaan dit cheating wees. Hierdie ou lyk of hy gaan regkry. Moenie. Dit is 'n bietjie frustrerend, nê, as jy moet uitfigure hoe werk dit en dit werk nie, nê. As jy uitkom soek, maar hierdie ding wil net nie loskom nie. Ek het 2 experts blykbaar vanmôre in die kerk, maar Jacques, wil jy nie gou my vorentoe kom nie? Jacques, help my met hierdie dinge asseblief. Jacques, wil jy nie vorentoe kom nie? Kom ons kyk of Jacques vir ons uitkoms kan bied hierso, want dis nogal taaf, nê. Kan ek gou vir die mense wys hoe lyk dit? So jy moet hierdie pennetjie loskry, maar hier's 'n ringetjie wat hom keer en al sulke goeters. So kom ons kyk, sou dit lyk as iemand jou help, as iemand geprobeer. Kom ons kyk gou-gou, gee gou vir hierdie ouma, kyk of sy hom kan loskry. Jacques, jy moet kyk vir die mense, né? Of hy wil nie julle moet sien hoe doen hy dit nie. Of hoe sukkel hy nie. Kom ons kyk of Jacques, sê gou hier. Hæ? Dis awesome, né? Dankie dat jy kon saam speel met my vriend. So, wat ek nou deur hom wou leer vir julle en deur Jacques wou leer is, daar sekere gevoelens wat saam met jou gepaard gaan wanneer jy sukkel met iets. Ek het vanoggend 15 minute gesukkel in my kantoor om die ding te weer loskry. Ek was redelik frustreerd geweest en jy wens net iets kan verander. Jy wens net iets kan change. Iemand moet jou net kom help en Jacques kom maar in en hy roep my eintlik om te kom bid en ek sê vir hom, Jacques, asseblief kyk of jy die ding kan loskry en in 'n oomblik is hy los. En ek verstom my aan Jacques se vermoë om hierdie dinge te doen. Ek kan hom weer aan mekaar sit. Maar dink jy nou ek kan hom weer uitmekaar uithaal? Goed. Die gevoel wat 'n mens kry, wat julle nou gesien het en ervaar het, so in 'n oomblik seuns en dogters met hierdie Chinese puzzle wat ons probeer het om uitmekaar uit te kry. Daai gevoel van frustreerdheid kan in 'n oomblik ook vir 'n mens opgelos word wanneer die uitkoms daar kom. Wanneer iets kom om die wêreld te verander. Nou dit is wat Jesus kom doen het. Jesus het gekom en hy het 'n wêreld wat op 'n sekere manier gevoel het, 'n wêreld wat vasgevang was, 'n wêreld wat frustreerd was, 'n wêreld wat moeg was,
het hy voor hoop en uitkoms gebied. En daai selfe gevoel wat ons gevoel het, jog hierdie ding net so oopmaak, is die gevoel wat mense gekry het toe Jesus gekom het. Nou die wêreld wat na Jesus gesmag het, wil ek vir 'n oomblik aan julle beskryf. Die wêreld waarna toe Jesus gekom het, was 'n wêreld wat gesmag het daarna dat iemand hulle net 'n bietjie moet kom help. Iemand 'n bietjie net vir hulle 'n ander tipe manier van lewe kom wys. Hierdie wêreld is 'n wêreld gewees waar die swaard van sonde oor jou kop gehang het. En die oomblik wat jy iets verkeerd gedoen het, was dit groot implikasies tot jou lewe gehad. En vir jou om hierdie vergifnis of vergewe te kon word, moes jy deur 'n klomp dinge gaan wat jou lewe ingrypend aangeraak het, sodat jy op die einde van die dag ook nou genade kon bevind en kon vergewe word. Nou offers en al hierdie tipe van dinge. En sonde het op die einde van die dag 'n manier geword hoe die samelewing ook bestuur was deur die mense wat in mag was. Nou was 'n ander ding gewees, 'n klomp wette het in jou bepaal wat jy mag en nie mag doen nie, waar jy moet gaan en nie mag gaan nie, aan wat jy mag raak en nie mag raak nie. En dit was bedryf deur 'n stelsel wat ons noem rein en onrein. So as ek byvoorbeeld in iemand geraak het wat gebloei het, is ek as onrein beskou, en dan het implikasies tot my lewe gehad. Wat beteken dit niemand sal met my wou besigheid doen nie, want as hulle aan my geraak het wat nou onrein was omdat ek aan bloed geraak het, was hulle ook as onrein verklaar. Nou ek sê altyd, jy kon die beste plakkies in die dorp gehad het, as jy onrein was, het niemand by jou plakkies gekoop nie, want hulle was bang hulle kry word ook onrein. So jy moes deur 'n klomp rituele gaan en jou lewe was ingrypend dan ook aangeraak en verander wanneer jy dan as onrein verklaar is. So daar was hierdie ding wat oor jou gang het. So, soos ons hoor in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, as iemand seer gekry het of iemand daar lê en hulle kort Jesus liefde om hulle te help ek hulle eerder nie, want die implikasies tot my lewe sou te veel gewees het, ek sou onrein verklaar gewees het en dit is baie sleg vir my. So vir jou, sowel as vir iemand wat dalk jou hulp nodig het, was die wêreld sleg en donker. Die Romeinse ryk en die tempel het die mense redelik baie finansiëel uitgebuit. Nou ek kan lank ingaan oor die manier hoe dit gewerk het. Maar op die einde van die dag het die Romeinse ryk en die tempel eintlik op 'n manier mense verarm tot 'n punt waar mense wat plase gehad het, hulle grond verloor het aan ander mense en dan steeds op daai grond sou geboer het, maar vir 'n ander eienaar. So jy's op jou plaas met 'n boer vir 'n ander eienaar en dan vat hulle meer van die opbrengs as wat hulle moet vat, so jy's eintlik honger op jou eie plaas en jy doen al die werk op daai plaas. Dit is hoe die ongeregtigheid op ekonomiese vlak gelê het. Maar daar was ander. Vrouens is as besittings beskou, siekes as onreines, sondaars as melaatses behandel, Samaritane as skollies, en alle ander volke en nasies behalwe die uitverkore volk, behalwe Israel, was as verlore gebore beskou. Jy's 'n heiden en jy sal heiden doodgaan en jy kan nie verlossing kry nie. Met eer en skaamte, rein en onrein, sonde en oordeel, het die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, die Joodse raad en die familiehoofde, die Lewiete en die priesters seker gemaak dat hulle 'n goeie houvas het op al die mense. Die agtergrond wat ek nou vir julle geskets het, hoop ek het vir jou 'n agtergrond geskets van 'n desperate mens wat bid vir uitkoms. Hoop ek het vir jou 'n agtergrond geskets van 'n duister wêreld wat regtig op 'n manier bedryf is dat mense vasgevang gehou het sonder die hoop op uitkoms. En toe kom die lig. Soos eeue reeds voorspel het, toe kom daar lig. Jesus Christus is gebore en sy geboorte is aangekondig deur 'n groot lig wat in die hemel geskyn het. Die Bethlehem ster het geskyn en gesê, daar is 'n lig. Die lig het gekom om die duisternis te verdryf. Daar is hoop vir jou dat die wêreld sal verander. En wow, Jesus het. Waar Jesus gegaan het, het hy die wêreld op sy kop gekeer. Hy het met die siekes gepraat. Hy het die wat seer gehad het aangeraak. Hy het vrouens met agting behandel. Hy het selfs die kinders na hom toe laat kom. Oral waar hy gegaan het, het hy 'n soet aroma van verandering en verbetering gebring. En hy het sy lig helder geskyn. Daar waar hy in beweeg het, kon jy ervaar, selfs deur om net die teks te lees, hoe 'n wêreld verlig het. Mense het nie geskroom om
die randfigure na Jesus toe te bring nie, want vir hom was hulle iets gewees. Vir hom het hulle iets beteken, en in sy teenwoordigheid kon Jesus 'n lig in hulle lewe skyn. Almal het gekom na Jesus toe, omdat Jesus die lig van die duisternis verdryf het. Alles het begin verander. Mense het weer met hoop in hulle midde begin lewe. Mense se lewens het totaal en al verander. Net soos wat dit vir ons voel, wanneer iemand jou kom help, as jy vasgevang voel. Net soos wanneer jy frustreerd sit, en jy weet nie meer wat om te doen nie, en iemand daar deur inkom, en hy sê, kan ek jou help? En hulle jou help. Daai gevoel van verligting, daai gevoel van lig wees, daai gevoel van oop wees, daai gevoel van hier is tog hoop vir my. Dieselfde gevoel, maar ek glo tot 'n groter mate, het mense gevoel toe Jesus in die wêreld inkom. Everything was a looking up, soos hulle in Engels sê. Maar dis die probleem, want die magte van die duisternis wou nie gehad het dat die lig moet seëvier nie. Hulle sou alles in hulle vermoë doen, en die duisternis sou alles in sy vermoë doen om te keer dat die lig oorwin. Sien, die mense wat die manier hoe die wêreld gewerk het, was dalk baie sleg geweest vir die mense wat in die wêreld geleef het, die normale ou, die ek en jy. Maar vir die ouens wat in mag was die wêreld heel fyn geweest, en het heel goed vir hulle uitgewerk. So, al die mense wat in magsposisie was, dis wat ek bedoel met die Romeinse Ryk, en die tempel, en al die ouens, en die priesters, en al die groot figure, vir hulle het die samelewing goed gewerk. En was Jesus 'n bedreiging op die manier hoe hulle samelewing gewerk het. En hier kom Jesus, en hy is besig om hulle wêreld om te keer. En hulle het dit nie gewoon van gehou nie. So die eerste ding wat hulle gedoen het, was hulle het probeer om Jesus ongeloofwaardig te maak. Hulle het hom sommer op publieke debat uitgedaag, daar waar hy gegaan het en dinge gedoen het. En dit het ernstig in hulle gesig ontplof, nê. Hulle sal sommer vinnig Jesus probeer vasvang, en kom Jesus met die skrif, en dan lê hy hulle uit. En terwyl hy hulle uitoorlê, dan gee hy vir hulle so 'n vinnige steekie aan die kant, en sê, gaan wees jy ook so. Wat sê die wet? Gaan wees jy ook so. So hulle het vinnig agtergekom, hulle gaan nie Jesus vinnig ongeloofwaardig kan maak nie. Jesus was in totale opstand teenoor die wêreld waartoe hy gekom het, omdat die wêreld so duister en so sleg was. Soms deur gelykenisse het Jesus fyn maniere gebruik om vir mense uit te wys hoe swak en hoe sleg die wêreld is. En dan ander kere was Jesus groot en uitbundig geweest. En hy het gesê, ek sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae herbou. Mense het dit toe nou as letterlik beskou, maar Jesus het dit eintlik in 'n geestelike manier bedoel, om te sê, hy sal hierdie geloof en hierdie wêreld herbou, op 3de dag wat hy opstaan uit die dode. En so het Jesus gegaan, en hy het regtig homself verset teen die manier wat die duisternis gewerk het. En as jy jouself lynreg sit teenoor die magte van die duisternis, gaan jy op 'n punt druk waar hulle sê, tot hier toe en nie verder nie. Ons moet die lig uitblaas. Ons moet hom vir ewig stil maak. En dis toe waar die planne vandaan kom om Jesus dood te maak. Die disippels en die mense het geweet van hierdie planne, en hulle het obviously geweet, kyk hierso gaan Jesus se lewe is erg in gevaar. So toe Jesus sê, luister, ek gaan terug Judea toe sê die disippels vir hom, nee, jy moenie gaan nie, hierdie is sleg vir jou, jy gaan jouself in 'n posisie sit, waar mense jou gaan doodmaak, want die duisternis soek nie jou in hulle midde nie. Kom ons hoor hoe antwoord Jesus hulle. Jesus antwoord hulle in Johannes 11, vers 7-10. Eers daarna het hy vir die disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wat die Jode u stenig, en u gaan weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie. As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Jesus sê hier vir die disippels,
Die uur is hier, die tyd is hier. Die dag het gekom. Die klimaks van hoekom ek na die aarde toe gekom het, is nou hier. En hy maak hierdie teenstelling dat hy die lig is wat in die wêreld skyn en dat hy gekom het om die wêreld te skyn en basies amper dat dit 12 uur in die dag is, die klimaks van die dag is. En hy moet gaan na die plek waar dit die donkerste is. Nou eintlik kyk amper sê die setel van donkerte en dit is natuurlik Jerusalem, Judea, maar toe Jesus moet teruggaan. Want dit is eintlik daar waar dit alles vandaan kom, nê. Dis waar die ouens in mag sit en waar al hierdie snaakse godsdienstige gebruike en dinge vandaan kom. Dis waar die duisternis bedryf word. En Jesus sê, as ek die lig wil skyn en as my uur hier is, moet ek juis gaan daarna toe om my lig in die donkerte te skyn waar dit die donkerste is. Nou die van julle wat ons reeks gevolg het, sal sulke oomblikke sien wat flash vir jou oë, waar ons sê dit die belangrikste dat ons 'n lig in die donkerste plekke moet skyn. En waar Jesus intentioneel sy lewe dan op spel sit om te gaan na Judea toe, om sy lig daar te gaan skyn. Die uur is hier. Ook sou die uur aanbreek, die ewige klimaks. Die uur 12 uur wat aanbreek, dat Jesus vir ons almal se sonde in die wêreld sal sterwe en die wêreld sal verander. Maar dis ook in kontras, nê. 'n middernagtelike 12 uur van die dag amper kan jy sê. So ironies dan dat dit ook gebeur het, dat dit helder oordag donker geword het. Want Jesus het op hierdie oomblik gekom om sy lig te skyn. En dit was half hierdie finale triomfantelike veldtog tussen die lig en die duisternis. Die duisternis dink toe dat dit gewen het. In Johannes 19 vers 28 tot 30 staan daar: Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê: Ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. En nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: Dit is volbring. Toe hy sy kop vooroor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Die duisternis dink hulle het oorwin. Hulle het die lig doodgemaak. Matteus 27 sê iets van dit. Van 12 uur af, luister mooi, ek sê soos 'n dominee van die ou dae, van 12 uur af, luister mooi na die verbintenis na Johannes 11 toe. Die uur is hier, van 12 uur af, het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus die woorde uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Die duisternis dink dat dit oorwin het. Ek skryf hierso, ek seker van die magte van die duisternis was veel in hulle noppies gewees om te sê: ag, uiteindelik het ons hierdie lig doodgemaak. Uiteindelik het ons hierdie kers uitgeblaas. Uiteindelik het ons hierdie lig wat skyn in die wêreld verander, vernietig. Dit is nou klaar. Wat hulle gedoen het, was hulle was 'n verset teen die lig gewees en hulle het seker gemaak dat die lig dan nou ook uitgeblaas word. En ek is seker daarvan dat elkeen vir wie Jesus iets beteken het, elkeen in wie se lewe Jesus se lig kom skyn het, al daai mense wat ek vroeër genoem het, wat gehoop het op uitkoms, ek seker van elkeen van hulle was diep hartseer en diep teleurgesteld geweest. Hoe kan dit wees, hierdie een wat gekom het om die wêreld te verander, het dan nou ook uit ons midde uitgegaan? Hoe kan dit wees dat hierdie een met al die mag uit ons midde uit is om ons wêreld te verander? Hoe is dit dat hierdie lig gegaan het? Ag nee. Hoe kan dit wees? En ons sien hierdie hartseer in hierdie dinge ook in die woorde van die Emmausgangers, nê. Soos die Emmausgangers geloop het, jy weet, van Jerusalem af en Jesus by hulle gekom het en hulle nie Jesus herken het nie, nê. As daai jou kar is, check net. En daar stop hy. Wonderlik. En ek sê, so Jesus praat met die Emmausgangers en hulle sê Jesus, hoe weet jy nie wat het hier gebeur nie? Hoe verstaan jy? Die verskriklike ding het gebeur. Die lig is uit ons wêreld uit.
Ons is platgestaan deur al die dinge wat in Jerusalem gebeur het. En Jesus praat met hulle en ons sien hierdie emosie van die Emmausgangers wat hulle gehad het oor die teleurstelling wat hulle het dat die lig uit hulle midde uit verwyder is. En die wonderlike dat toe Jesus die brood breek, hulle sien, maar dit is Jesus. En Jesus wil die skrif uitgelê het en dadelik as die lig terug in hulle in die teks sê sommer hulle dadelik teruggegaan, jy weet, hulle het eintlik die aand oornag, maar hulle het nie gewaar nie, hulle het dadelik teruggegaan en vir die disippels gaan vertel Jesus se lewe. Wat die magte van die duisternis nie in berekening gebring het nie, is dat hulle presies in die hand van die lig ingespeel het. En dat dit wat hulle gedoen het om die duisternis te oorwin, eintlik die platform was waarop die lig gevestig is. Eintlik die lig is gesement in die aanval van die bose, want toe die bose Jesus aan die kruis vasspyker, toe speel hulle presies in die plan van die lig in, want dit was die donkerste oomblik wat daar kon wees, en Jesus se lig skyn die helderste, en in daai oomblik oorwin die lig die duisternis. Die duisternis kan nooit die lig oorwin nie. En in hierdie oomblik, waar die duisternis sy laaste, grootste, beste veldtog probeer het om die lig te oorwin, het die lig self geseëvier. En kan jy sê, hoe wonderlik is dit nie, om te weet, dat maak nie saak wat die duisternis probeer doen nie. Selfs hulle grootste aanslag, sal maak dat die lig die helderste skyn. Interessant, nee, hoe die Joodse raad en al hierdie mense se plan weer in hulle gesig ontplof. Hulle het gedink hulle gaan die kers uitblaas, toe gooi hulle eintlik net petrol op die vuur. En hoe wonderlik was dit nie om dit te hoor nie. Die vroue nog steeds geskok, die twee Marias, hulle is nie seker wat hier aangaan nie. Hulle weet nie wat aangaan, hulle is eintlik nog in rou en in hartseer, en hulle gaan na die graf toe, maar wat kry hulle daar? Na die Saterdag het die Sondagmôre begin lig word. Het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom en na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes kom sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea, gaan sê vir my broers, ek het nou heeltemal hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Wonderlik. Die lig het oorwin. Die magte van die duisternis is oorwin. Jesus het dit wat hy gestuur was om aarde toe kom om te doen, gedoen. En nooit weer in die wêreld se geskiedenis kan dit ooit weer wees soos wat dit was vir daardie mense nie. Kan dit ooit weer wees soos wat mense geleef het nie. Van die liefde van Jesus Christus, soos ek julle geleer het ons elkeen nou ook gedring. Het ons elkeen se lewe ook nou gevul. En in die lig van Jesus op hierdie manier ook in ons elkeen se lewens kom neerslag vind. En daarom in jou lewe is daar baie magte van duisternis wat probeer om jou lig te steel. Baie dinge wat jou lewe probeer oorweldig. Maar dit sal nooit kan nie, omdat die lig van Jesus Christus, die een wat die ewige duisternis vir altyd oorwin het, dit is wat in jou lewe skyn en jou lewe verlig. En omdat daardie lig binne in jou is en jy beweeg in hierdie wêreld, is jy 'n ligdraer van die ewige lig wat die duisternis vir ewig oorwin het. En kan Jesus die wêreld ook deur jou verander, net soos Jesus die wêreld self kom verander het. En die duisternis kan probeer hoe dit wil. Dit kan nie
die lig ooit wen nie. Die begin van 'n boek, die inleiding van 'n boek, sal vir jou altyd vertel hoe hierdie boek gaan verloop. En op 'n manier gaan dit vir eintlik vir jou sê hoe hy gaan eindig ook. Dis wat 'n goeie inleiding maak. Dit is wat my Afrikaanse juffrou vir my op skool geleer het. Nou kom ons kyk, wat sê Johannes 1. Ons is nou heel aan die einde van die Bybel gewees. Aan heel aan die einde van Johannes gewees. Wat sê Johannes 1? Johannes 1 sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding het wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dis hoe die boek begin. Nou kom ek gee vir julle so 2 eksegetiese tools om hierdie bietjie beter te verstaan. Oral waar staan woord, vervang dit met Jesus. Want in Grieks was die woord wat hulle vir Jesus gebruik het, logos. En logos is die Griekse woord vir woord. So logos het verwys na Jesus toe. So in die begin was Jesus daar. En Jesus was by God. En Jesus was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Nie enkel ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom, Jesus, was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dit verander 'n bietjie hoe ons hierdie eerste 5 verse van Johannes lees. Maar kom ons gaan verder. Johannes begin sy evangelie met dieselfde woorde as Genesis 1, in die begin. Om iets vir ons te illustreer, dat Jesus van die begin af reeds daar was. Dat daar 'n intentionele keuse was, dat Jesus aarde toe sou kom, om ook op aarde, as mens en as God, ware mens, ware God, sy lig te kom skyn, sodat sy lig die wêreld kon verander. En van nature sou die magte van die duisternis hierdie lig wou uitdoof, want die magte van die duisternis wil die mag oor die mensdom in die wêreld hê. En hulle steel van die liefde van die Here. Maar deur selfs sy eie lewe te gee, soos ons in Johannes 3 vers 16 ook lees, dat elkeen wat in Jesus glo nie verlore sal gaan nie, maar ons sal die ewige lewe hê. So wat is die uitkoms van alles? Wat is die uitkoms van die lig wat skyn en die duisternis kan dit nie uitdoof nie? Wat is dit wat Johannes vir ons wil sê? Hy wil vir ons sê, dat die een wat jou gemaak het, die een deur wie hierdie wêreld geskep is, dat die een wat alles besit en al die mag in die wêreld besit, die een is wat gekom het en geveg het vir jou verlossing, wat sy lewe gegee het in die kruis sodat jy nuwe lewe kan hê, sodat die wêreld hervorm en vernuwe kan word, sodat ons in die liefde van die Here altyd sal leef, sodat niks ooit in die lewe ooit weer die lig in jou lewe kan steel nie. Daarom sê Jesus vir ons, my juk is sag en my las is lig. 'n Nuwe bedeling het gekom. Die lig sal altyd oorwin. Ek weet nie watter duister in jou lewe dalk is nie. Ek weet nie of die petrolprys vir jou die duister oomblik is nie. Of die dieselprys. Ja, ek's bly ek het nou aanlede kar. Ek weet nie of die dieselprys dalk vir jou in die gesig staar nie. Miskien dalk die krisis in die Midde-Ooste, miskien het jy familie, miskien het jy mense in van daai lande. Ons het definitief mense en vriende in Qatar en in Israel en in al hierdie plekke. Miskien is daar duistere oomblikke in jou eie lewe, miskien in jou verhoudings, in jou finansies, in jou gesondheidslewe. Onthou dit altyd. Die lig sal altyd oorwin. Selfs al verloor ek my lewe hier op aarde, selfs al gebeur dit nie dat ek gespaar is nie, oorwin die lig steeds, want ek stap daar die oomblik deur die poorte van die hemelryk in. Die lig sal altyd wen. Ek sê altyd, die interessante deel van lig en duisternis teenoor mekaar is, dat lig het 'n definisie. Lig is partikels of golwe, of wat al die tipe van dinge wat hulle oor lig sê. Maar die enigste definisie van duisternis is in verband met lig. Die definisie van duisternis is die nie-teenwoordigheid van lig, or the absence of light. Dis hoe jy duisternis kan beskryf. So duisternis het nie sy eie beskrywing nie. Soveel minder is dit as die lig. Mag die Here Jesus Christus wat die wêreld verlig het, mag die liefde van Jesus wat die wêreld kom verander het en lig kom skyn het,
waar almal geglo het en waar almal hopeloos was. Mag daardie liefde en lig jou lewe verlig en ook hierdie jaar en vorentoe ook jou herinner aan die feit dat die lig altyd sal oorwin. Mag hierdie dag die dag wees waarop ons Jesus se ewige lig herdenk. Ja, die uur is hier. Jesus het oorwin. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag ook kan saam bid. Dankie dat ons u lig kan vier. Dankie dat ons vir 'n oomblik kon besin oor die magspel tussen lig en duisternis en dat ons kon net sien dat die lig gewen het. Here, nie met strydwaans, spiese, swaarde en oorlogskrete nie, maar met 'n deurdringende liefde van 'n God wat alles geskep het. Here Jesus, dankie dat u vir ons die Bybel gee om hierdie ding aan ons te openbaar, dat u vir ons dae gee en skenk wat ons dit kan herdenk. Dankie dat ons kan lewe met die wete dat u ons nooit alleen laat nie, maar dat u liefde altyd by ons is en u liefde die lig is wat die lamp is op ons pad en u liefde die lig is wat in ons lewe skyn. Help ons elkeen om 'n fakkel te wees in hierdie wêreld, dat ons u lig sal so skyn dat wanneer ons in mense se teenwoordigheid inkom, dit vir hulle ook sal wees soos iemand wat vir hulle uitkoms bied en hoop bied in tye wat hulle dit nodig het. Here, seën ons ook vandag, gee ons 'n feestelike atmosfeer en dat ons vandag sommer net baie fees vier en dink en herdink en oordink dit wat herdenk en oordink dit wat u vir ons ook kom doen het. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam alleen. Amen. Goed, net gou 'n slukkie van my water of my koffie invat. Ek wil graag vir Corlie Klaasen de Klerk vorentoe roep en Lenis, jy kan sommer ook saam met Corlie vorentoe kom. Gaan net gou hierdie boekie kry. Julle kan hierdie kant staan, dankie. Corlie, dit is vir my ook vandag 'n baie groot voorreg om aan jou die doop te kan bedien. En die doop is natuurlik 'n sakrament, 'n teken wat vir ons ingestel is ook deur Jesus self. Net soos die nagmaal ook, het Jesus die doop vir ons kom instel. En die doop is 'n teken. Dit is 'n ongelooflike wonderlike en fantastiese teken. Die doop is die teken dat Jesus in ons lewe teenwoordig is. Dat Jesus daar wil wees saam met jou, dat hy 'n naby verhouding met jou in jou lewe wil hê. Genesis 17 sê die God vir Abraham, ek wil jou God wees en jy moet vir my 'n volk wees. En Jesus het dit vir ons kom vas lê in sy sterwe aan die kruis en opstanding wat ons vandag natuurlik herdenk, dat ongeag wat ek en jy doen, daai liefde staande bly. Ongeag hoe ek en jy optree, die uitnodiging bly dat Jesus in ons lewe wil wees. Hy wil daar wees in ons besluite, in ons verhoudings, in ons alledaagse gang, in ons drome, in ons wakker word, in ons slaap, oralste wil Jesus wees. Want hy het ons geskep. Jy weet, daarom sê ons, hy is in alles en vir alles en ons moet lewe vir hom. En hierdie teken is die teken wat dan ook aan jou gegee word. En is wonderlik ook dat ons vandag in hierdie teken kan bedien. En hierdie teken sê basies net vir jou. Jesus is ongelooflik lief vir jou. Jesus het jou gekies. Lank voordat jy 'n keuse vir hom kon maak, het Jesus jou klaar gekies. En die doop sê vir jou dat Jesus jou gekies het. En dis vir my wonderlik om te weet dat jy ook Jesus terugkies. Dat jy ook wil deel wees, hom wil deel hê van jou lewe en wil deel wees ook van sy geloof in die evangelie. En dat die lig van Jesus in jou skyn. Nou, die doop, wanneer ons die doop bedien ook, dan sê ons basies in hierdie doop, ons glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het, ons glo dat ons verlos is, ons glo dat ons Jesus genade in ons lewe beleef het. En dis ook wat ons in hierdie kerk leer. En soos ek met jou gesels het oor wat ons hier doen, en hoekom ons die doop doen, weet ek, jy het ook 'n goeie verstaan van wat die doop ook beteken. En daarom wil ek jou vra, is dit vandag jou opregte voorneme om gedoop te word, en is dit vir jou, het jy oortuiging in jou hart, dat jy ook op hierdie manier die Here as 'n teken in jou lewe wil ontvang, om ook so vir hom te lewe, en in verbondenheid met hom te lewe. Wat is jou antwoord hierop? Ja. Wonderlik. Corlie, staan vir my so 'n bietjie nader. Corlie Klaasen de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun,
en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is dit dat ons hierdie teken kan hê. Die doopbakkie voor ons met hierdie water in. Water wat ook skoon was, water wat ook reinig, water wat ook 'n nuwe lewe simboliseer. Dankie dat ons hierdie teken ook aan Corlie kon bedien vandag. Dit is so wonderlik om dit ook vir haar te kon gee. Dankie Here dat ons weet dat sy 'n diep verhouding met U het. Dankie dat ons weet dat sy U klaar teruggekies het. Maar dankie vir die wete dat ons weet, maak nie saak wat in die lewe gebeur nie, U haar nooit sal los nie en dit jou elke dag sal kies. Dankie Here vir U wonderbaarlike liefde wat U ook vir ons wys en dat ons vandag ook kan herdenk en vandag ook U lig kan voel skyn oor ons elkeen se lewens. Dankie vir Corlie en vir Lenus. Dankie dat hulle mense is wat U dien, 'n egpaar is in wie se huis U teenwoordig en welkom is. En Here, ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen.